Prys die Here, prys die Here. Ek weet nie van hierdie maar ek glo nog die Here is goed. Come on. When I think of what He's done for me, how He saved me, how He raised me. Ek glo vanmôre Hy is steeds goed. Prys die Here. Man, ek voel die salwing, ek weet nie wat om te doen nie. Prys die Here. Sluit jou oor waar jy staan. Steek op jou hande. Sê Here, hier is ek vanmôre. Hier is ek vanmôre. Hier om U te aanbid, hier om U lief te hê. Hier om U aangesig te soek. Hy is in hierdie plek vanmôre. Het hy nie beloof dat daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek nie. Halleluja, hy is hier vanmôre. Ek sê hy is hier vanmôre. Daar's 'n ou koortjie. It's an old song. When I walked through the door, I felt His presence, holy ground, and I knew this was the place where love abides. For this is, yes, a temple, Jehovah God, yes, abides here. And we're standing all in His presence on holy ground. Give me a key. Yes, Rabashita Rabapapasite. Rabapapasite. We are standing. Kom on, sing het vanmôre kerk, sing het. Yes, we are standing. Yes, on holy ground. Kom ons sing het net nog eenmaal. For we are standing. Oh yes, on holy ground. Yes, hallelujah. And I know, yes, that there are angels all around. Oh yes, hallelujah. Let us praise Jesus. Word of Jesus. Word of Jesus. Hallelujah, hallelujah. On holy ground. Yes. Aanbid hom net vir 'n paar oomblikke. Aanbid hom net vir 'n paar oomblikke. Kerabasanda baba baba shiterere andalaraba sondo bo shiterere. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kerabasiterere. Oh, hallelujah, yes, Lord, yes, Lord. Kera mandera, re, kora mandara, re, mandare, ra, mandororo. Kora mandera, ra, yes, we worship you. Ons sambeti, yes, ons loof u. Koning Jesus, Koning Jesus, yeah, oh, yes, ons aanbid U, yeah. Kom aan, bid hom in die plek, oh yes.
As ek nie nou stop nie, gaan ons môreoggend eindig. Glory, hallelujah. Joy unspeakable, full of glory. Prys die naam van Jesus. Kom ons sê saam met my, prys die naam van Jesus. Yes. 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 Prys die Here, prys die Here. Baie dankie, kan jy sit plek inneem. Baie dankie aanbiddingspan. Would you stay behind the piano, please? Thank you. Prys die Here, prys die Here. Ek is opgewonde vir wat die Here gaan doen vanmôre. En ek wil net 'n oomblik vat vanmôre. Ek so emosioneel. Die hele oggend dink ek daaraan en die hele oggend probeer ek die trane inhou. Ek wil vanmôre twee besonderse mense eer in hierdie plek. Ek wil vir Pastor Fransjo en ek wil vir Pastor Adrie eer. En vergewe my Engels, but you haven't, ek het nog nooit iemand of mense ontmoet wat so dag en nag die koninkryk van God lewe. Ek wil vir jou sê, Pastor Fransjo en Adrie lewe hierdie kerk dag en nag. En man, hulle het 'n kragtige mandaat en salwing op hulle lewe. En ek dink hierdie gemeente is geseënd uit sy sokkies uit. Amen. Reinhard Bonkie sê, the Holy Spirit blessed me out of my socks. Amen. Maar ek is opgewonde en ek is 'n voorreg om te submit onder hulle leierskap. En Pastor Fransjo is my grootste inspirasie. Ek kyk op na hom. Hy's 'n godsman, ek sê vir jou vanmôre. En ek wil profeteer, ek is nie profeet nie. Ek voel die salwing. Maar Pastor Fransjo, you haven't seen it all yet. Op hierdie ouderdom van jou lewe, there's so much more waiting. God gaan jy nog gebruik op maniere wat jy nog nooit gedink het nog verder nie. There's so much more waiting. Wie glo dit saam met my vanmôre? Wie van die glo dat daar's nog groot dinge wat wag vir hierdie gemeente? Come on. Luister, die kerk gaan nie agteruit, die kerk gaan vooruit. Hey, come on. Prys die Here, ek moet my inhou, ek moet kalm bly, Prys die Here, ek is baie dankbaar om my kosbare verloofde saam met my te hê, Larichelle. Sy is pragtig en ek is dankbaar om my ma hier saam met my te hê. En dan my ander ma, my aanstaande skoonma, prys die Here. Maar ek is dankbaar vir wat die Here gaan doen. Kom ons spring in die woord in en kom ons hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê vanmôre. Is jy gereed? Kyk daai persoon langs aan jou en sê, is jy gereed? Amen. Jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Blaai saam my. Amen. Daar sê. Blaai my vir 'n paar oomblikke na die boek van Handelinge 2 vers 16. Handelinge 2 vers 16. Elke keer as ek hierdie gedeelte lees, dan raak ek so opgewonde, want ek weet in my gees en in my hart vanmôre dat die Here het nog groot dinge in store vir sy kerk. Halleluja. Is jy met my? Die Bybel sê in Engels, vergewe my Engels, maar ek gaan op 'n punt kom. Ons almal kyk Netflix. Amen. Die Bybel sê, eyes hasn't seen, nor ears heard, nor entered into the hearts the things that God has prepared for them that love Him. Come on. There's so much untold possibilities in God. Daar's soveel diepte en openbarings wat God wag om te release oor sy kerk. Handelinge 2 vers 16 sê die volgende. Hy sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, sê saam met die laaste dae. Wie van die glo ons lewe in die laaste dae? Ons sien die dinge wat gebeur om ons sien die tekens van die tye, maar dis nie waarvan hy praat hier nie. Amen. Dit volg nie in hierdie gedeelte nie. Daar's iets spesifiek wat hy noem waarop ek wil fokus vanmôre. Hy sê, maar dit is wat die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God. Dis om hy spreek God. Sê weer, spreek God. Sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Ek moet my inhou, maar ek raak so opgewonde wanneer ek hierdie gedeelte lees, dat God sê, hy gaan sy gees uitstort op alle vlees. Come on. Baie keer ons raak ons so gefokus op wat om ons aangaan, maar hier kom die woord van die Here en hy sê, I'm going to pour out my spirit on all flesh. Reinhard Bonkie sê, why play with marbles if you can move mountains? Hy sê in die laaste dae, ons almal weer die tekens van die tye. Hy praat ons vir die anti-kris en al hierdie goeders, maar dis nie waarvan hy praat hier nie. Hy sê in die laaste dae gaan ek my gees uitstort. Prys die Here.
Vergewe my, ek het groot geword in 'n ou Pinksterkerk, ek's 'n Pinkstermannetjie. Maar in die laaste dae gaan ek my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters. Kan ek 'n bietjie amen daar kry? Julle seuns en julle dogters, hou op negatiewe goed uitspreek oor ons jeug en begin hulle te claim vir die Here. Come on. Man, ek glo met my hele hart, daar gaan nog 'n herlewing oor jong mense uitbreek. Come on. Hulle gaan nie verslaaf word aan alkohol en dwelms en al hierdie dinge nie, but they will going to be mighty for God. Come on. Hy sê, ek gaan my gees uitstort oor jou seuns en jou dogters, is nommer 1. Come on. Dan kom hy gaan aan en dan sê hy, en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. So nou hy profeteer. Daai woord profeteer in die Grieks is baie ryk en divers in betekenis. Een konkordansie sê hulle gaan letterlik uit die gees uit die woord van die Here spreek, ander beskryf hom as hulle gaan preek. Diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en ek sal wonders gee bo in die hemel en die tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rook. Maar ek wil net daar eindig. Ek wil die titel gebruik vanmôre vir 'n paar oomblikke. As nie by my sal bly, goddelike bewegings. Dis al my goddelike bewegings. Wie van julle is opgewonde opnuut vars vir goddelike bewegings in jou lewe? Come on, goddelike bewegings in hierdie gemeente. Come on, ek praat van gemeentes waar geen mens kan invloed hê of manipuleer nie, maar jy net terug kan staan en sê, that was a move of God. Die dokter het gesê, ek het 3 maande om te lewe, maar uit kanker, but that was a move of God. Come on, die bank was op pad om my goed te vat, but that was a move of God. Dis my so interessant, en ek dink hierdie gaan so 'n bietjie oopbreek, waantoe ek op pad is met hierdie woord. Ek sal pad iewers, jy bly net by my. Klap die persoon lank jou en sê, bly wakker. Die Engels, hier waar hy sê, en hulle sal gesigte sien, die Engels sê, die volgende, hy sê, and they will see visions. Daai woordjie visions is my baie interessant in die Grieks, en die Grieks beteken dat een konkordansie beskryf dit die volgende, en dit maak my so opgewonde. Kan ek dit vir julle lees, is jy reg? Hy sê, our eyes opened to have divine encounters and see into the spirit realm. Hy sê, our eyes opened to having a divine encounters, om werklik goddelike bewegings te sien. Come on. Met ander woorde, kry jou fokus reg. Get your eyes back on Jesus. En ek weet nie van ek is 23 jaar oud, ek het begin preek op 14, my hart vir die Here gegee. Die werking van die Heilige Gees het my lewe gemerk, and you can't recover from that, amen. Maar ek wil nie 'n beweging van God mis nie. Come on. Ek wil nie hierdie eindtyd herlewing mis nie. Come on. Ek wil nie so besig wees met allerlei dingetjies en daadjies dat ek mis wat God wil doen nie. Come on. Nee, maar ek het nie in 'n Pinksterkerk groot geword nie. Hy sê ek sal my vlees uitstort op alle gees. Come on. Kan ons bietjie opgewonde raak in hierdie plek? Reinhard Bonnke skryf in een van sy boeke, en vergewe my, dis weer in Engels. Maar ek moet dit vir lees, want dit is vir my so mooi. Hy sê, the greatest outpouring, in sy boek Evangelism by Fire, maak hy die volgende stelling. Hy sê, the greatest outpouring, the greatest anointing of God's power ever known is coming upon us. Past revivals will seem as nothing when Pentecost breaks upon the entire church. Ek gaan dit weer vir julle lees. The greatest outpouring, the greatest anointing of God's power ever known is coming upon us. Past revivals will seem as nothing when Pentecost breaks upon the entire church. Say church. Baie jare terug is 'n interessante storie wat vertel word deur 'n pastoor in die AGS kerke. Vertel hy hierdie storie van 'n vrou wat hulle gaan besoek het. En toe hulle by die vrou kom, sien hulle maar die vrou iets is nie lekker nie, tannie. Reg oor haar liggaam het sy brandmerke, haar oë is blou, sy het blou kolle reg oor haar liggaam, in haar nek is daar brandmerke. Hulle kan nie verstaan nie, maar wat gaan aan? En hulle vra maar wat is fout, en sy begin vertel en sy sê haar man hy raak bietjie kwaad. En dan begin hy haar te slaan.
En is so erg, as hy klaar gerook en dan vat hy die sigaret en dan maak hy merke op haar lyf en sy kan niks doen nie. Hy raak bietjie onder die invloed. En dan begin hy haar te slaan en haar te mishandel. En hulle sê, maar wat kan ons doen? En sy sê, nee, hy werk nagskof, hy sal môreoggend hier wees. En die volgende dag kom aan en die pastoor en sy kollegaatjie kom by die man en hulle praat met hom en ek weet nie wat hulle gesê het nie, maar toe die pastoor nou daar ry, toe stuur die man vir die pastoor 'n boodskap en hy sê, Sondagmôre kom ek kerk toe en dan gaan ek jou pak slaag gee in die kerk. Nie dat die pastoor hom sou teleurstel nie, maar dis wat hy gesê het. En hy sê, Sondag kom ek kerk toe met my bottel brandewyn en my gitaar, dan gaan ek jou pak slaag gee in die kerk. Ek kan net myself dink vanmôre. Ek sou nie daar wees nie. En die Sondagmôre kom aan en daai jaar het hulle nog aan die bidkamer, het hulle nog gebid en die Here gesoek. Nou jy kan net dink hoe die dag sou begin, amen. Ek dink hulle het eers die Here gesoek daai môre. Man, hulle trek haar weg en hulle bid en hulle soek die Here en die volgende oomblik hardloop 'n seentjie in en hy sê, hy is hier. En die man kom in en hy ploeter sy gitaar so neer op die pew, dat hy sommer so snaakse klanke maak en hy sit sy brandy daar aan die agterry en daar sit hy. En hulle begin met die diens en hulle loof die Here en die salwing en die gees van die Here begin te weeg. Kerk, ons het niks anders as die salwing en die gees van die Here nie. En die gees van die Here begin te vloei in daai plek. Nou jy kan net dink, jy moet waak inbid in daai oomblik. Sy groot oomblik kom, amen, en dit is nie 'n deurbraak van die Here nie. En die volgende oomblik terwyl die pastoor preek en hy half nou fokus op die ou, hy moet nou manage. Nou, amen, sorry. Praat die gees van die Here met hom en hy sê, los hom uit, dis my werk, nie jou werk nie. En die volgende oomblik, terwyl hy man van die Here begin bedien, hoor hulle 'n skit, 'n doef daar in die agterry van die kerk, hulle kan nie verstaan waar af kom die nie. Daai hele bank waar daai man, daai alkoholist, daai flou, wat ek hom wil noem, sit, begin te skud onder die krag van God. En daai groot man, is 'n reuse man, val op sy knie en hy begin te kruip na die platform toe. En toe hy by die platform kom, toe val hy op sy gesig en hy skree uit, Here red my, Here maak my vry. En in daai oomblik, toe doop God hom met die gees. Oh, come on! Bring 'n verslaafde, bring iemand wat vasgevang is in depressie of wat ook om, bring hom in 'n goddelike beweging. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar sal verandering wees, want Jesus maak nog vry. En daar kan jy getuig vanmôre waar God jou genees het van kanker. Daar kan jy getuig hoe die Here jou vrygemaak het. Daar kan jy getuig hoe die Here jou vrygemaak het van wat ook al dit mag wees. Daar kan jy vanmôre getuig hoe die Here jou deurgedra het. Oh, come on. Prys die Here. Daar kan jy getuig hoe die Here God se goedheid magtiglik gemanifesteer het in jou lewe, maar ek wil vanmôre preek en ek wil hierdie stelling maak en sê that it's not over until God says it's over. Hoor gou mooi, golwe trek eers in voor 'n tsunami kom. Het jy dit al gesien? Die golf, hy trek mos eers so in en dan sien jy hier kom 'n groot golf. Ek wil sê ons sien 'n intrekking, maar die golf, die tsunami, die uitstorting van die Heilige Gees is op pad. Like we've never seen before. Maar ek glo met my hele hart, dit wat ons al gesien het en beleef in die kerk, is net 'n korreltjie in die sand. Greater things are coming. Amen. Ek het my skoene aan, ek is gereed. God, do what you want to do. Halleluja, kom ons gee die Here lofoffer in die plek. Ek wil vinnig die fondasie bou van hierdie boodskap vandag deur om iets te sê wat my baie interessant is, dat ek glo in hierdie laaste dae sien ons twee groepe. Die een groep sien die heerlikheid van God oor sy kerk raak. Die een groep sien die lig van Christus wat skyn oor die kerk. En daai groep glo dat God het nog groter dinge in stoor. Amen. You can't change their mind. Maar die ander groep begin die donkerte, al die dinge wat om ons gebeur, begin raak sien. En hulle raak angsbevange en paniek en vra maar, waar is die Here, wanneer kom Jesus? Ek is nie gepla oor wanneer kom Jesus nie, ek weet hy kom. I'm excited because I know a mighty move of God is coming.
Jesaja 60 vers 1, ons ken hierdie gedeelte so goed. Hy sê, staan op. Ek sê, staan op. Hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Come on, kan iemand dit vat vanmôre? En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Come on. Halleluja. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerte die wolke. Maar oor jou, sê dis ek, sê my, maar oor jou, die kerk, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En sy heerlikheid sal oor jou gesien word en nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oë op, rondom jou op en kyk. Hulle almal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra, dan sal jy sien en straal van vreugde en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rykdom van sy gaan na jou toe oor, die skatte van die nasies kom na jou toe. Halleluja. Dis wat die woord van die Here sê. En man, ek wonder opnuut wat ons sal sien God doen as ons opnuut ernstig raak oor wat God sê in sy woord. Come on, ek wonder opnuut wat ons sal sien God doen as ons ernstig raak opnuut oor sy beloftes en sy plan en dit wat hy wil doen in ons lewens. Amen. Man, ek glo met my hele hart dat die dae van goddelike bewegings is nie verby nie. Come on, ek glo die dae van verlamdes loop en blindes sien en jong mense gevul word met die Gees is nie verby nie. Amen. En baie van ons is so in 'n mindset. Weet ek ken julle kerkmense, ek het groot geword in die kerk. Ons praat baie van die ou goeie dae, amen. Die ou goeie dae, nou julle dit. Die dae hoe dinge was. Die ou Pinksterdae. Amen. Maar ek wil vanmôre sê die dae van goddelike bewegings is nie verby nie. Halleluja. Lewe maar in die ou dae, but I believe God is still good. Is hoekom die Nuwe Testament ook praat van die lig van die wêreld, die sout van die aarde, stad op 'n berg, as ook die drie kenmerke van God se heerlikheid, lig, lewe en liefde. En dit is vir my so mooi dat die Passion Translation beskryf hierdie, waar hy praat van arise and shine and your light has come, of hy beskryf dit as, hoor gemooi, as 'n sonopkoms, en ons weet vandag dat Christus bring daardie nuwe oomblik in jou lewe. Jesus is daai nuwe sonopkoms. Onthou jy toe jy nie gered was nie? Onthou jy toe jy verlore was in sonde, maar skielik Jesus came, en skielik toe verander alles? Is daar geredde mense in hierdie plek? Amen, is daar mense wat bly is, hulle is gered? Suddenly Jesus came, en skielik toe sien jy die lewe anderste, want 'n nuwe sonopkoms het in jou gees wakker geword. Die Bybel sê, hy het ons gebring uit donkerte uit in die lig. Come on. En dan die ander groep, die tweede groep, ek sal pad iewers hier, bly net by my. Die tweede groep sien die donkerte om hulle raak. Hulle kan altyd net praat van wat aangaan in die wêreld. Die dieselpryse is nou weer op. Come on. Groceries, alles is op. Come on, preek saam my kerk. Voel net ek so. Maar is tyd op ons nie dat ons fokus reg kry. Ek sê dis tyd dat ons opnuut ons fokus reg kry. Ek sê dis tyd opnuut dat ons fokus reg kry. Ek sê dis tyd opnuut dat ons oë weer kry op Jesus, the author and the finisher of our faith. Maar ek dink vanmôre aan Eksodus 33 vers 8 en my tyd loop uit. Die Moses kry die begeerte in sy hart. En hy sê, Here, laat my u heerlikheid sien. Ek wonder of die kerk dit nog bid. Come on. Ek wonder of ons nog daai begeerte, daai hongerte in ons hart en ons gees het om te sê, Here, ek wil die heerlikheid sien. Hierdie wêreld offer my niks, het niks vir my instoor nie. But Lord, I want to see your glory. Wie van hierdie plek opnuut bid en sê, Here, ek wil die heerlikheid sien. I'm done playing games. I want to see the glory of God.
Ek is klaar met diekies en daaikies. Ek wil opnuut ernstig raak oor wat God wil doen. Come on, kerk, come on. Ek het groot geword in hierdie ding. Maar ek sê vir jy vanmôre, ek is opgewonde vir meer. Oh, we haven't seen it all yet. You haven't seen God's best yet. Come on, kan ons die Here 'n bietjie loof van hierdie plek? Die dae van goddelike bewegings is nie verby nie. Ek het 10 minute, maar gaan al 10 minute gebruik. Die dae van goddelike ontwakings is nie verby nie. Die dae van oomblikke in die teenwoordigheid van God wat generasies skud en verander is nie verby nie. Come on, Johannes 10 vers 10 sê, die dief het net gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed sal hê. Dalk is jy hopeloos en moedeloos, maar ek glo nog in goddelike bewegings. Dalk lyk dinge donker en moeilik, maar ek glo nog in goddelike bewegings. Dalk weet jy nie meer watter kant toe nie, maar ek glo nog in goddelike bewegings. Dalk was daar tyd in jou lewe wat jy aan die brand was, maar ek glo nog in goddelike bewegings. Wanneer God beweeg, verander dinge. Ek sê wanneer God beweeg, verander dinge. Want ek glo vanmôre dat daar waar daar goddelike bewegings is daar vryheid. Daar waar daar 'n goddelike beweging is daar nuwe lewe. Daar waar daar 'n goddelike beweging is daar vrymaking. Daar waar daar goddelike beweging is daar genesing. Daar waar daar goddelike beweging is daar transformasie. Sê saam my transformasie. Waar daar 'n goddelike beweging is daar 'n skudding van die Heilige Gees. Charles Spurgeon maak hierdie stelling, hy sê, ek glo dat elke stofdeeltjie wat in die sonstraal dans, nie 'n atoom meer of minder beweeg as wat God wil nie. En ek wil vra vanmôre, hoeveel nie te meer God se werk in jou lewe nie. Ek wil iets gou steel by Pastor Franco en ek sal repent hierna. As hulle resonansiegolwe gebruik om 'n niersteur binne jou nier stikkend te skiet, hoeveel nie te meer 'n goddelike werk in jou lewe nie. Romeine 1 vers 16, ek sal amper klaar. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God, sê my die krag van God, tot die redding vir elkeen wat glo. Wie van die glo nog opnuut in die evangelie van Jesus? Oh, the gospel of Jesus. Ek wil preek vanmôre en ek wil sê die evangelie is nog steeds kragtig. Ek wil sê die bloed is nog steeds kragtig. Ek wil sê die salwing is nog steeds kragtig. Ek wil sê die bediening van die woord is nog steeds kragtig. Die dae van goddelike bewegings is nie verby nie. Sal jy saam my staan? Oh, halleluja. Is jy opnuut opgewonde? Dawid sê, salf my hoof met vars olie. Kerk, ons kan nie lewe op ou bewegings en ou dinge nie. But get a fresh expectation in you and say, God, move. Ek sluit af, ek sal beklaar. Hier's waar ek wil uitkom, hier's tot waantoe ek gejaag het. Amen. Die laaste woorde van die Ou Testament, die profeet Maleagi maak 'n groot stelling, en is inderdaad die laaste woorde van die Ou Testament. En daar's interessant genoeg, teologies plus minus glo hulle, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is daar 400 jaar van stilte. Ek wil gou vinnig ietsie daar sê, alhoewel daar 400 jaar van stilte is, was God nog steeds God. Al is daar stilte in jou lewe, en het lyk nie asof iets gebeur nie, God is still God. En ek het geleer opnuut in my lewe dat God se tyd is so perfek, Tannie. Even when things seem so dark and so uncertain, God's word still remains true.
En daar's 'n interessante gebeurtenis wat plaasvind, en dis waar ek wil uitkom. Die Bybel sê die volgende, hy sê, en ek sal vir julle die profeet Elia stuur voor, almal sê voor. God gaan dus vir Elia stuur vir die koms van die groot en vreesaanjaende dag van die Here, sodat ek die aarde nie met 'n vloek tref nie. Dan is daar stilte van 400 jaar. Nothing happens. Hoor mooi. Die Ou Testament sluit, en 400 jaar later gaan 'n ou man genaamd Sagaria en 'n onvrugbare vrou, sy my onvrugbare vrou, genaamd Elisabeth, 'n gebed kry, hulle gebed diep binne hulle, en dis wat hulle bid. Ten spyte van hoe donker dinge lyk in die nasie van Israel daai tyd, ten spyte van hoe dinge om hulle is, ek wil net sê vanmôre, jy weet, ons hoor baie dinge oor Suid-Afrika, maar ek glo die Here het nog planne met Suid-Afrika. Come on. Man, ek glo ons gaan herlewing sien in Suid-Afrika soos nog nooit tevore nie. Come on. Hou op negatief praat oor Suid-Afrika en kry opgewondenheid in jou gees. En sê, Here, dankie dat U is nie klaar met Suid-Afrika nie. Come on. En hulle bid hierdie volgende woorde. Hulle sê, God, sal U asseblief die onvrugbaarheid van die nasie afbreek. Sal U die onvrugbaarheid van my vrou afbreek. Sal U die onvrugbaarheid van die priesterdom afbreek. Van alles God, en die engel Gabriël het neergedaal en gesê, jou gebed is verhoor. Ek wil sê, is vision, jou gebed is verhoor. A godly move is on its way. Joef, ek voel die salwing, ek wil net om die kerk hardloop. Jou gebed is verhoor, sê my gebed is verhoor. En jou vrou sal 'n seun skenk, watch this, a godly move is on its way. Jou vrou sal 'n seun skenk en sy naam sal Johannes wees. Johannes die doper. They will prepare the way for Jesus. Come on. 33 jaar, 3 jaar van bediening. En Jesus sal opvaar. En wat gaan gebeur? He's going to send the Holy Spirit. Oef, nou gaan ek begin preek, papi. 2 mense, ten spyte van hoe dinge om hulle aangaan, kry 'n gebed in hulle hart. You know, there's just something about prayer. Die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Hou op kla en begin bid. Hou op moan en groan en begin die Here vertrou. Come on. Nee, my kinders dien nie die Here nie. Hou op moan, bid, claim hulle vir Jesus. Hy sê, jou gebed is verhoor en jou vrou sal 'n seun skenk en sy naam sal Johannes wees. En hy sal optree in die gees en die krag van Elia. Hy sal die harte van die vaders terugbring na die kinders en ongehoorsaam is na die wysheid van die regverdiges. Om vir die Here 'n voorbereide volk klaar te maak. Hoor gemooi, ek sluit af, dan beklaar, 3 minute. Die mens se dilemma is God se geleentheid. Dis 'n geleentheid vir 'n goddelike beweging. Man's dilemma is God's opportunity. Ek sluit af, ek klaar, ek beloof. As die Frans so kyk my so aan. Ons ou liedjie wat sê, I'm hungry for a move of God. Lord, I'm thirsty. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. I'm hungry for a move of God. 2 minute. Prys die Here. Amen. It was good preaching. Aanbringsspan, kan julle vorentoe kom? Ervaar die teenwoordigheid van die Here in hierdie plek. Steek op die hande, maak toe die oë. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Man, ek ervaar as 'n goddelike beweging in hierdie plek vanmôre. Halleluja. Yes, hallelujah. Sing it soft. Oh, die Gees van die Here is besig om mense te bedien vanmôre.
Moenie laat hierdie oomblik verbygaan nie. Sê, Here, raak my aan vanmôre. Ek is honger opnuut vir 'n goddelike beweging in my lewe. I'm hungry again for a mighty move of God. Kom aan, steek op jou hande en roep uit na die Here. Jou gebed is verhoor. Sê, Here, raak my aan vanmôre. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. As u in hierdie plek is vanmôre en u sê, Brandon, daar was 'n tyd in my lewe wat ek aan die brand was. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek so opgewonde was vir dit wat die Here wil doen. En ek besef vanmôre, I'm hungry for a mighty move of God. Ek wil jou vra vanmôre, as jy honger is vir 'n vars aanraking van die Heilige Gees in jou lewe, wil ek jy met die voorkom staan. And the Holy Spirit is going to touch you. Kom nie skaam wees nie, nou is jou oomblik. Vir daai stap in geloof en laat die Gees van die Here jou aanraak vanmôre. Come on. Say, I'm hungry for a mighty move of God. Hallelujah. For the Lord God Almighty, yes, He reigns. Hallelujah. Sing it now. Kom. Kom. Oh, yes, He reigns. Yes, hallelujah. Oh, yes. Yes, hallelujah. For the Lord God Almighty. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We sing hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy,
just want to praise. Just lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Yes, I just want to praise you, Lord. I just want to praise you. Just lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Yes, I just want to praise you, Lord. I just want to praise you. Just lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt Bid your vanmôre vir die oom. Hy het al soveel dinge name. I exalt your holy name on high. Yes, we sing it, Lord. Yes, we worship you, Lord. En ophef op ons hande. Halleluja. Yes, we Oh, we love you, Lord. Hallelujah. Lord, we love
Vat uit jou regterhand, sit dit vir my op jou hart. En bid agter my en sê, Here Jesus, U sonder my af, met 'n vars salwing. U in my, is die hoop van heerlikheid. Daarom roep U my, as die lig van die wêreld, die sout van die aarde, en oral waar ek gaan, sal U heerlikheid manifesteer. Dankie Here Jesus, dit is nie deur ons krag nie, dit is nie deur geweld nie, maar dit is deur die Gees van die Here. Ek eer U vir U roeping oor my lewe, en ek gee die prys vir die vervulling daarvan. Gee my oor om te hoor, hart om te verstaan, en 'n bereidwilligheid om te volg. Ons gee eer en al die aanbidding alreeds vir 'n magtige beweging van strome en fonteine van lewende waters uit my binneste. Ons eer die Vader. Amen. Kom ons gee die Here 'n groot hand van prys. Halleluja. Ons kan bietjie beter doen as dit. Come on, let's give Jesus a shout of praise. Halleluja. Amen. Halleluja, Brandon. I salute you, man. Well done. Wonderlik. Prys die Here. Is julle gebless? Kom gee vir Brandon 'n groot hand. Halleluja. Ons eer die Here daarvoor. Halleluja. Net van my kant af, al ons gaste, wonderlik om julle almal te sien en te hê, Tracy, wonderlik om julle te sien. Ja, dis 'n voorreg om saam te wees, maar van gister, julle weet, was my moeder se begrafnis. Here het my die krag gegee om myself te behartig vir my broers en almal wat deel was in hierdie tyd en ons ondersteun het. Baie dankie vir julle liefde, dankie vir julle gebede. Ons voel hoe God se Gees ons dra in hierdie tyd. Jy weet, ek het soveel van my familie begrawe, al my oumas, al my oupas, my een neefie, my tannies, almal, ooms, luister. Dink ek het nou meer begrafnisse gehad as wat jy herlewingsdienste gehou het, Brandon. Ek het gesê, Here gesê, dis nou 'n bietjie genoeg. Ek dink dis 'n goeie idee as die Here kan kom en kan gaan begrafnisse vir ewig stop. Maar nou, ek het my pa begrawe, 1 jaar en 8 maande terug, maar gister om jou moeder te begrawe, om haar te ruste te lees, nie maklik nie. Maar ek moet sê, Eloise, God is nog steeds groter as 'n graf, want sy graf is leeg. Jesus het opgestaan. En ons ken hom juis in hierdie tye, in die krag van sy opstanding. En daar is iets wat ek wil sê, hoe donkerder die omstandighede, hoe helderder die lig. Amen. In your greatest devastation, God is preparing the greatest revelation. Halleluja. Amen. Kom ons gee die Here net 'n groot hand van prys. Halleluja. Baie dankie, Louise. Ja, ek moet opgehelp word, nee, ek is nou senior.